Psalm 106 vers 1 tot 10. Prys die Here, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan sy lof ten volle verkondig? Dit gaan goed met die mense wat die reg handhaaf, wat by elke geleentheid geregtigheid doen. Dink aan my Here in u liefde vir u volk, sluit my ook in by u redding, dat ek die voorspoed van u uitverkorenes mag aanskou en mag deel in die blydskap van u volk. My mag verheug saam met die wat aan u behoort. Ons het gesondig net soos ons voorvaders, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig. Ons voorvaders het in Egipte nie ag geslaan op die magtige dade nie. Hulle het nie gedink aan al die dade van trou nie. Hulle het teen u in verzet gekom by die Rietsee. Maar hy het hulle gered terwille van die eer van sy naam en om sy mag bekend te maak. Hy het die Rietsee aangespreek en dit het opgedroog. Hy het sy volk oor die seebodem laat trek soos deur droë grond. So het hy hulle gered uit die hand van hulle haters, hulle bevry uit die mag van die vyand. Psalm 106 is 'n interessante psalm. Dit begin met 'n lofprysing wat sê, prys die Here, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan vra dit die vraag, wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan sy lof ten volle verkondig? Ons is nie in staat daartoe om met ons menslike woorde ten volle die Here te loof vir wie hy is nie. Want sy majesteit is groter as wat ons ooit met menslike woorde kan sê. Maar dan verander die stemming van die psalm. En hier by vers 6 praat die psalmdigter en sê, ons het gesondig. Net soos ons voorvaders het ons verkeerd gedoen, ons is skuldig voor die Here. En dit is juis een van die redes hoekom ons God moet loof, omdat hy ten spyte van ons skuld, ten spyte van al ons sondes, nie sy rug op ons gedraai het nie, maar ons gered het. Die psalmdigter dink terug aan sy voorvaders, hoe hulle in Egipte nie ag geslaan het op die magtige dade van die Here nie, hoe hulle nie getrou was aan die Here nie, maar dat hy nogtans deurgekom het vir hulle, dat hy sy mag aan hulle bekend gemaak het deur die Rooi See oop te breek, hulle op droë voet deur 'n see te laat trek, hulle in die woestyn te lei en hulle tot by die beloofde land te bring. En dan sê hy, as dit is wie God is, 'n God wat so lief is vir ons as mense, dat hy alles sal doen om ons te red, ten spyte van ons tekortkominge en ten spyte van ons sondes. Hoe kan ons anders as om op ons knieë neer te val en die Here te loof en sy naam groot te maak? En dit is wat God kom doen. God wag nie dat ons eers moet bekeer, dat ons eers 'n nuwe blaadjie moet omslaan en 'n goeie voetjie moet voorsit voordat hy ons lief het nie. Nee, God het ons lief, punt. Daarom val in eerbetoon vir hom neer, loof die Here, want hy is dit werd. Hy wil jou red. Hy kom jou en my red, nie omdat ons sulke goeie mense is nie, nie omdat ons hom wil dien nie, maar omdat God ten spyte van ons ontrou steeds getrou bly. Dit beteken natuurlik nie dat ons nou maar kan leef soos ons wil en kan sonde doen nie, en sê ja nee, die Here is getrou, hy sal ons maar altyd red nie. Nee, dit beteken dat ons sal sê, Here, u is groot, u is magtig, daar is niemand soos u nie, want u is 'n God wat selfs u vyande, selfs die sondaars wat ver van u af is, liefhet en selfs hulle, en selfs vir my, wil en kan red. Daarom loof ek u. Dankie Here, dat u my liefhet. Dankie dat Romeine 5 vers 8 sê, u het u liefde aan my bewys deur dat u seun gestuur het toe ek nog 'n sondaar was, het u vir my gesterf. Daarom wil ek u vandag loof, daarom maak ek u naam groot. Daar is niemand soos u nie. Halleluja, prys die Here. Amen.